verdrukking, soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus, ons verlosser. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom toe en die sorge en genot van die lewe nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. Lei dan verdrukking, soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus, behaag die een wat hom vir die diens gewerf het. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom toe in die sorge en genot van die lewe nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. Lei dan verdrukking, soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus, behaag die een wat hom vir die diens gewerf het. Lei dan verdrukking, soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus, behaag die een wat hom vir die diens gewerf het. Sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Hartlike goeiemôre hier van my kant af, Stanley, en ek wil jou verwelkom by ons heel eerste uitsending van ons Duck Facebook radiostasie. Nou goeiemôre, soos wat julle gehoor het in die inleiding, gaan ons Sondag, nie ons Sondag nie, maar Maandag, Donderdag en Vrydag bietjie anders te struktureer, anders te inrig. Nou, soos wat jy kan gehoor het, ons wil die hele konsep van 'n radiostasie hierso op Facebook promotiveer en gebruik. Ja, dit is 'n platform, dit is 'n saak wat nou al jare in ons harte kom. Nou ja, die een ding het natuurlik gelei na die ander ding toe, en die hele gedagte van 'n radiostasie op Facebook, of die konsep van 'n radiostasie, het posgevat en ons het besluit ons gaan in hierdie rigting ingaan. Nou as jy kyk na 'n radiostasie is bietjie meer interaktief, dit is bietjie meer aktueel as 'n TV-stasie. Nou as ons kyk ook na preke en bedieninge en so aan, 'n mens kan tog nie so betrokke raak by 'n diens, by 'n prediking, as wat jy die idee het van 'n radiostasie nie. Ja, ek sien julle is awesome, ek sien die kommentare, wowee, en awesome, en fantasties, en prys die Here, ons is verskriklik opgewonde. Nou ja, die hele idee van die radiostasie ook, is om meer effektief uit te reik, van die kind af, die klein kindertjies, tot die bejaardes, die jong mense, almal ingesluit. Nou natuurlik tussendeur, as jy dink aan 'n radiostasie, is daar musiek ook.
Ja, die Here was so goed vir ons, hy het ons al die wysheid gegee, ek en my vrou het dit seker nou al 190, as dit nie meer is nie, na vandag se liedere, nuwe liedere wat nog nie op is nie, wat ons al geskryf het, en so kan ons dan, het ons 'n rykdom van musiek wat ons ook tussendeur kan speel. Nou daar is heel wat daaglikse dinge wat opkom in ons hart, wat baie vrese en kwellinge veroorsaak, aktuele dinge, en ons wil jou begin betrek. Die hele idee van 'n radiostasie is om jou te betrek daar by die huis. Nou ja, hierdie platform wat ons het, dink ek, maak dit meer toeganklik, en dit is beter om ook so 'n bietjie dinge meer te verstaan en ook geestelik te groei, en ek gaan nou vir jou verduidelik hoe jy gaan betrokke raak hierso by ons radiostasie. Dis net super cool. My vrou is van gister af so 'n hopballetjie in hierdie huis. Ek kry haar nie tot bedaring nie. So op vandag gaan die senuwee so 'n bietjie bedaar en die opgewondenheid, en ag, so gaan ons net lekker saam kuier en gesels op ons nuwe dak Facebook radiostasie. Nou ook die groot ding is, as ons heel eers kyk na die kinders, kom ons kyk gou eers na die kinders. Hoe gaan ons jou as kind betrek? Nou Karen gaan vir julle 'n program aanbied, sommer al reeds vanoggend, so met die intrapslag, gaan sy 'n kinderprogram aanbied, en sy het self, al die kinderstories skryf sy self, die liedjies skryf sy self, natuurlik is ons die hele tyd saam in die saak, sy skryf, ons korrigeer, ons verander hier, ensovoorts, maar sy is die primêre skrywer van die kinderliedjies en die kinderbediening, en dan natuurlik as dit opgeneem is, moet dit na die tyd geëdit word. Nou, as ons kyk na hoe ons jou kan betrek as persoon daar by die huis, wil ek gou vir jou hierso met 'n nuwe konsep vorendag kom. Nou, jy sal sien op jou skerm links onderin, asseblief moet hom nie nou klik nie. Links onder op jou skerm, kom ek wys gou vir julle hierso op die ding is. Jy sal sien daar so 'n nuwe, waar is ons kamertjie, daar is ons kamertjie, sien daar so, dit lyk soos 'n kettingkie. Nou, wat jy gaan doen, as jy op daai ene gaan klik, dis nou later, dis nie vir nou nie, het ek al klaar 'n WhatsApp group call geskep. So as jy daar klik en jy wil graag 'n vraag vra lewendig, net op voice, dit hoef nie, dit glad nie video te wees nie, dit wat op WhatsApp deurkom, die video word nie uitgesaai nie, maar whatever jy vra, en whatever is 'n bydrae as jy gaan lewer, wat ook al die onderwerp en die situasie is, gaan lewendig uitgesaai word en almal gaan jou hoor. Okay, so almal gaan my hoor, ek gaan jou hoor, ek en jy kan lekker gesels, en dan kan almal so deel wees, en dit gaan so 'n bietjie 'n samehorigheid skep. Want as ons ook kyk, nou net so gou so terloops, as ons kyk na die vroeë kerk, hoe die hele Christelike kerk ontstaan het, was dit nie net 'n persoon wat gestaan het op 'n platform en hy het gepreek nie. Daar was interaksie. Nou ons weet, uit ter aard van ons bediening wat hoofsaaklik aanlyn is dit die uitdaging, hoe kan ons almal betrek, in die sin van, selfs as jy na 'n gebou toe gaan, jy gaan na 'n gebou toe, die pastoor preek, of wie ook al die prediker is, en niemand het eintlik insaag, daar's nie eintlik daai samehorigheid, daai lekker saamgesels nie, en dit is die konsep, dit is die idee wat ek wil bly skep, sodat jy kan betrokke raak, en as jy 'n aktuele ding het, as jy 'n vraag het wat daar is, kan ons dit antwoord, jy kan geestelik groei, daai knope kan loskom, daai raaisels kan opgelos word, uitgesorteer word, sommer jy op die lig, en as die onderwerp, as ons sien die tyd haal ons bietjie in, en die onderwerp is lank, dan kan ons dit laat oorstaan na 'n volgende keer toe, want hierdie konsep gaan ons gebruik Sondag, ons gaan dit gebruik Maandag, en dan Donderdag en Vrydag, want Dinsdag en Woensdag het ons nou die Bybelstudie die aand, so dan moet ons nou lekker voorberei, maar ons wil dit nie net daarby bly nie, ons gaan kyk waantoe groei dit, wat is menslik moontlik om die saak te laat bly groei, en so ja, asseblief staan saam met ons, en in hierdie opsig het ons julle as raadgewers ook baie nodig, voorstelle ensovoorts, het al gewonder, hoekom julle nie op radio gesels nie, daar's ons action, hoekom het julle nie op radio gesels nie, so die konsep is, dit is 'n video, radiostasie op Facebook, maar sou iemand net die audio luister, sal hy dink, wow, hier is nou properste radiostasie uitsending. So ons begin hierso, en bid vir ons dat die Here ook ons sal help in hierdie saak.
Nou ja, as ek nou by die idee gaan kom dat ek jou gaan vra om deel te raak en nou my Facebook voice group call te join, gaan ek vir julle verduidelik hoe werk dit. Want as jy net een foon het jy 'n saak van as jy gaan uitgaan, dan gaan jy natuurlik van die Facebook live afgaan en jy gaan op die WhatsApp call wees, maar jy gaan niks mis nie, want dit wat ek en jy gaan gesels, dit is al wat gaan uitgesaai word op Facebook. En as jy klaar gepraat het, jy vraag klaar gevra het of wat ook al, dan gaan jy uit die group call uit en dan kan jy verder lekker luister op Facebook. Is dit nie amazing nie? Nou kan ek by die werk ook luister in die nag. Wie is dit? Dit is Lydia. Ons gaan nou die hele dag uit. Ja, ongelukkig het ons nou nie die infrastruktuur en die manpower om heeldag uit te saai nie. So, dit is nou net in plaas van die dienste wat ons nou tradisioneel ken, gaan ons so 'n bietjie verander. Dan natuurlik ook 'n groot saak is wat ons moet uitklaar. Gaan ons nog nagmaal gebruik? Ja, natuurlik gaan ons nog nagmaal gebruik. Ons gaan definitief nie die nagmaal los nie. Dit gaan nou net op hierdie konsep wees. So as die wil van die Here daarby is in ons lewe volgende week, Sondag gaan ons wel nagmaal ook hierso op ons Facebook radiostasie hê. Nou ja, ek wil hê julle moet dit saam met ons geniet. En baie dankie vir julle liefde en julle omgee. Ons het ook 'n voorstel gehad, ek wil dit dalk net gou vir julle noem. En dit is eintlik iets wat ek al in Pretoria getoets het toe ons daar gebly het, so is meer as 7-8 jaar terug. Hoekom maak ons nie 'n app nie, soos jou Google Play Store, 'n Play Store app en so aan? Nou ja, dit is 'n probleem en is ook glad nie 'n probleem nie. So die konsep kom nou al jare en ons het nou die week so een voorstel gehad rakende dit. Nou daar's net 2 probleme en dis eintlik 2 groot krisisse. Okay? As ons dit kan oorbrug, dan kan 'n app realiseer. Nommer 1 gaan dit oor finansies. Die apps is nie gratis nie. Jy kan dit, daar is gratis dinge soos om dit te maak, maar om dit op Facebook te sit, om dit proper te, Facebook nie, op Google Play Store, om dit proper te doen, het jy 'n bepaalde hoeveelheid finansies nodig. Ek weet nie op hierdie stadium wat dit is nie. Daar is finansies betrokke en is maandelikse finansies. So dis die nommer 1. So as die finansies daar is, kan dit begin realiseer. Dis nou punt nommer 1. Punt nommer 2 is, ek en Karen op hierdie stadium, soos wat julle kan sien, het nie die tyd daarvoor nie. Om dit te kan doen, moet jy werklik waar dedicated wees om dit oordentlik te doen, anders te gaan dit net 'n afgeskeepte saak wees. So, ons wil, as jy kundig is tegnies in hierdie aspek, asseblief praat met ons. Ons het genoeg dinge, dit is nou musiek, Bybelstudie, dienste, links, allerlei dinge. Ons het genoeg inligting om wel 'n app te kan begin. Okay? Maar nommer 1, finansies moet daar wees en dit is 'n maandelikse commitment vir finansies en om die ding aan die gang te kry ensovoorts, om die programmatuur te kry om dit wel te kan skep. Gratis programme doen dit nie vir dit wat ons dit moet doen nie, as ek dit so kan stel. En dan ook natuurlik manpower. Ek en Karen kan net soveel doen, ons kan nie meer as dit doen op hierdie stadium nie. En jy moet jou breinkrag alles daarin sit. En dit gaan beteken dat ons die geestelike gaan afskep en ek en Karen kan nie, vir dit wat ons al klaar het, is dit bietjie druk, maar ons mag nie en ons kan glad nie die geestelike afskep nie, want die hele doel van die uitsendings en alles gaan oor die geestelike boodskap. Ons mag dit nie verwaarloos in enige opsig nie. So dink so 'n bietjie daaraan as jy die kundigheid het of wat die geval, of as jy kan sê hoor hierso ek kan X bedrag bydra vir dit. Laat ons weet, ek weet nie wat is dit op die stadium nie. As jy wel kundig is en jy wil graag jou voete in dit wil insit, doen so 'n bietjie navorsing. Ek wil jou uitdaging, doen jy navorsing? Wat dit gaan kos om die program te kry om die app te maak, in stand te hou en dan ook maandelikse fooie om dit wel op Google Play Store te hou. Ek weet nie presies hoe werk daai konsepte nie. So as jy dit het, as jy die tegniese vermoë het en jy wil dit graag doen, asseblief, doen so 'n bietjie navorsing, kom met die pakket na ons toe, dan kan ons dit weer oordra na ons gemeente toe. Prys die Here, is dit nie exciting? So dit is super cool. Dit is nou die volgende, dit is hierdie punt. Daar was daar een ander punt, ek het hom nou so bietjie uit my gedagte uitgehaal. Ons het hierdie nagmaal gedoen. My vrou, dink jy daar's ietsie wat ek nou nog moet sê? Wat julle gaan sien. Ek gaan nou, as ek hier klaar gepraat is, gaan ek oorgee vir Karen dat sy haar program kan maak.
haar program kan aanbied oor met die kindertjies. Maar ons sit ook hierso met 'n saak. Julle gaan nou sien, ek gaan vir julle 'n videoetjie speel en dit is 'n hele animation. Nou daai animation kon ek gedoen het op 'n program wat ek afgelaai het, wat hy vir my wat ek moes betaal het. Dit het my R200 gekos om hierdie paar sekondes kinder animation liedjie te kos. So as jy meer sulke dinge wil hê, kontak ons. Dit's ongelukkig as dit kom by video goedes. En selfs ons audio, ek wil dit net vir julle noem, ons het dit in huise genoem. Selfs die audio wat ek en Karen maak, ons moet ChatGPT elke maand betaal, want vir die hoeveelheid werk wat ons uitsit, kan ons nie op die gratis ChatGPT gaan nie, dis nommer 1, of enige gratis AI platform nie. So dit is wat ons gebruik, en dan die volgende, om die songs fisies te maak, nadat ons het geskryf, en dan het ons gebruik glad nie AI om ons liedjies vir ons te skryf nie. Ons skryf alles self, ons sorteer alles self uit, maar al die prentjies en daai goed is dit wat ons op Sondag opsit en die prente, die fotos en so wat ek op video sit vir YouTube, ek gebruik AI daarvoor. Ek sê vir wat ek wil hê en hy doen dit vir my in plaas dat ek 'n dag of 2 moet sit net op een konsep. Goed, so dit is waarvoor ons ChatGPT gebruik. Nou die program wat ons gebruik is Suno, dit kos ons oor die R600 'n maand op hierdie stadium om die veelheid liedjies te kan doen wat ons kan doen. Jy kan glad nie op 'n gratis saak gaan nie. So ek wil dit net vir noem tot dusver vanaf Januarie betaal ons elke maand wel hierdie koste. Dit beloop altesaam ChatGPT saam met ons ding amper R800 'n maand. Net om dit vir julle 'n prentjie te bring, daar is kostes aan al hierdie dinge verbonde. Maar ons mag nie geld vra daarvoor. Die mense het gesê, kan jy liedjies op Spotify sit? Ja, ek kan dit doen, maar weer eens, daar's 2 aspekte. Nommer 1, as ek dit op Spotify wil sit, moet ek deur 'n producer gaan. Nou daar is programme wat dit namens jou hanteer. Jy hoef nie fisies na 'n rekordmaatskappy toe te gaan nie, maar daai kostes is maandeliks wesentlik daar en hulle kom nie goedkoop nie. Op Spotify moet jy 'n minimum bedrag vra vir jou musiek, want dit is hoe Spotify hulle geld maak uit die liedjies wat ek oplaai. So daar is ook maandelikse kostes. So dit is al hierdie tipe van goedes wat op die einde van die dag 'n rol speel hoekom ons dit doen soos wat ons dit doen. En natuurlik moet dit gratis wees, dit moet toeganklik wees vir almal. So op die einde van die dag bid ons en bid saam met ons dat die Here voorsien dat die wat die vermoëns het wel kan bydra en so 'n saak moontlik wel kan maak. Nou ja, ek gaan nie langer ophou nie, my vrou. Ek dink jy is volgende in die woord en ek gaan hierdie pragtige kinderliedjie vir julle speel en dan gaan ons vir Karen oorgee dat sy haar program kan behartig volgens. So julle gaan haar gesiggie ook sien. Daar is visies in die water, kyk hoe swem hulle rond. Daar is voeltjies in die lug en daar is diere op die grond. Daar is blomme in die velde, riete in die vlei. Wie sal dit als gemaak het? Die Here, ja, dit is hy. Daar is visies in die water, kyk hoe swem hulle rond. Daar is voeltjies in die lug en daar is diere op die grond. Daar is blomme in die velde, riete in die vlei. Wie sal dit als gemaak het? Die Here, ja, dit is hy. Daar is visjes in die water, kyk hoe swem hulle rond. Daar is voeltjies in die lug en daar is diere op die grond. Daar is blomme in die velde, riete in die vlei. Wie sal dit als gemaak het? Die Here, ja, dit is hy. Goeiemôre al ons dakmaatjies. Baie welkom hier by die Dak Facebook radiostasie op Sondag. Nou, al ons maatjies is natuurlik baie welkom om saam met ons te kyk en te geniet. En ons is so lief vir al ons maatjies. Nou, ek is Tannie Karen wat vir julle 'n kinderprogram gaan aanbied. Nou, vandag gaan ons na Gesiggie kyk. En Gesiggie gaan vir ons iets baie belangrik leer. En dit is dat ons vir almal moet bid. Nou, maatjies, ons is mos nie altyd lus om vir almal te bid nie, nee. Veral as iemand jou boelie of as hy slegte dinge doen. Is dit nie so nie? Nee, maatjies, dit is so. Maar Gesiggie gaan iets wat sy in die Bybel gelees het vir ons leer vandag, dat ons vir almal moet bid.
Nou kom ons luister en sing lekker saam met Gesiggie. Maatjies, kom kuier saam met Gesiggie. Kom ons bid vir al die mense oral in die wêreld. Hallo maatjies. Dis so lekker om al my dakmaatjies weer te sien. Is julle ook opgewonde om saam met my te kuier? En dit op oom Stanley en tannie Karen se dak Facebook radiostasie. Wow! Maatjies, ek gaan elke Sondag hier vir julle kom kuier. Jippie, julle is sulke oulike maatjies. Maatjies, ek wonder nou al vir 'n rukkie of iemand te sleg is om hemel toe te gaan. Baie kere dink ek as mense lelike dinge doen, dat hulle sleg is. Het julle ook al so gedink? Dis mos nie lekker om te sien. Mense doen verkeerde dinge en hulle is nie lief vir die Here nie. Maatjies, baie keer vloek hulle sommer die Here. Het julle dit ook al gehoor? Sjoe, dan is my hartjie so seer en my oogies raak so vol traantjies. Dis nie lekker om te hoor en te sien as iemand nie lief is vir die Here nie. Maatjies nee, ek wou nie eers vir sulke mense bid nie. Ek het gedink, hulle is net te sleg om hemel toe te gaan. Maar, toe lees ek in die Bybel, dat ons vir almal moet bid. Sjoe, toe dink ek so by myself. Hoekom moet ons vir mense bid wat sleg is, wat nie lief is vir die Here nie? Want is my makliker om vir mense te bid wat lief is vir die Here en goeie dinge doen. Maar maatjies, ons moet lief wees vir almal soos God vir almal lief is. En ons moet vir almal bid dat hulle die Here kan dien en hemel toe kan gaan. Maatjies, toe ek dit lees, toe verander dit sommer my hele hartjie. Nou kan ek nie wag om vir almal te bid nie, want maatjies, die Here wil almal red en hemel toe vat. Niemand is te sleg nie. Nou maatjies, kom ons sing 'n liedjie wat ons leer dat ons altyd vir almal moet bid. Is jou hartjie lief? Bid, bid, bid vir almal. Maak nie saak wat jou oogies sien. Bid, bid, bid vir almal. Die Here is lief vir almal. Hy wil almal red. Bid, bid, bid vir almal. Bid, bid, bid. Wees lief. Niemand is te sleg dat God hom kan red. Bid, bid, bid vir almal. Klein handjies klap saam bly. Bid, bid, bid vir almal. Met groot glimlaggies sing ons nou. Bid, bid, bid vir almal. Die Here is lief vir almal. Hy wil almal red. Bid, bid, bid vir almal. Bid, bid, bid. Wees lief. Niemand is te sleg dat God hom kan red. Bid, bid, bid vir almal. Tata maatjies, tot volgende keer en onthou om te bid, bid, bid. Maatjies, het julle dit vreeslik geniet saam met ons, soos wat ek dit geniet het. Nou maatjies, wat ons nou gaan doen is, ons gaan weer die liedjie saam met Gesiggie sing. Geniet dit saam met haar, sing saam met haar. Is jou hartjie lief? Bid, bid, bid vir almal. Maak nie saak wat jou oogies sien. Bid, bid, bid vir almal. Die Here is lief vir almal.
groot glimlaggies sing ons nou. Bid, bid, bid vir almal. Die Here is lief vir almal. Hy wil almal red. Bid, bid, bid vir almal. Bid, bid, bid. Wees lief. Niemand is te sleg dat God hom kan red. Bid, bid, bid vir almal. Daar sê die klank is af. Ek kyk om die klank aan te sit, dan doen ek dit nie. Jammer daarvoor. Maar het julle dit geniet, kiddies en ouers? Ek sien die ouers het dit meer geniet as die kiddies. Seker man, né? Maar dit is amazing om so saam met die kinders ook te kan leer. Nou ja, dit wat Gesiggie en Tannie Karen ons vanoggend geleer het oor bid, gaan ons ook ons groot mense gaan ook daaroor gesels en praat vanoggend. En vraag wat ons gehad het is, kan ek vir Sondags bid vir genesing, voorsien of wat die geval ook maar wees, of hoe moet ek vir die Sondag bid? So ons gaan vanoggend daaroor gesels. En ek wil dit net gou vir julle noem. Is die stang nog steeds af? Hy vat nou so rukkie voordat hy daar gaan wys. Is hy reg? Daar is ons klank reg. Nou ook die Gesiggie video, net die storie, nie saam met die bediening nie. Obviously die bediening bly ook op Facebook en ek deel dit ook op YouTube, maar net die Gesiggie video. Dit gaan ons ook op Facebook sit en ook op YouTube. So as jy daar wil luister of kyk, as jy meer is welkom. En as jy graag die Gesiggie video's wil hê om vir kinders te wys, ons het al navraag gehad van kleuterskole, dis actually 'n paar, nie net ene nie, wat graag ons die Gesiggie video's vir die kinders wil gebruik. Jy is meer as welkom, kontak ons kan dit vir jou aanstuur, asseblief. Dit is glad nie eksklusief en jy mag dit nie gebruik nie. As jy dit direk op YouTube vir die kiddies wil wys, is jy ook welkom. Maar laat weet ons, as daar kindertjies is wat jy dit voorwys en wat jy dit ietsie amptelik het, wat jy vir kindertjies aanbied in 'n sonnaskool tipe setup, is nou die enigste woord wat ek nou kan gebruik, in 'n kinderbediening setup, asseblief praat met ons, dan weet ons van jou ook. Alyne sê, dit was oulik. Ja, die kiddies love it. Al 3 kids sê, yes, yes, yes. Wow, ons het omtrent 4 kiddies hier wat kyk. Hulle love dit. Wow. Dis awesome om te sien die kinders het vandag lekker saam gekyk. So julle het nou 'n idee. Next time asseblief bring die kinders saam. Nou ja, voordat ons oorgaan na die groot mense bediening toe, as ek dit so kan stel, en so 'n bietjie daar praat en vanoggend gaan ek jou uitnooi. Asseblief, ek het donderdag 'n les en hulle het al 'n paar keer gevra, waar is Gesiggie? Daar sê Zannie, jy en Karen gaan lekker nog gesels hieroor. Daar sê so, prys die Here daarvoor, daai kindertjies gaan nog aan. Nou, voordat ek oorgaan na ons bediening toe, na die hoofbediening toe, en ek gaan jou uitnooi om vandag saam met my te gesels, wil ek net eers vir ons 'n gebed doen, en onthou net, ons gaan wel, as dit die wil van die Here daarby is, volgende Sondag, nagmaal ook hier so hê. Kom ons sluit net die oë. Hemelse Vader, ons wil net vir u baie dankie sê vir die groot liefde, genade, barmhartigheid wat ons vanoggend het, die vermoë, die middele wat u skep, die wysheid, die insig, Vader, om nog meer te bereik, Vader, om, Here my God, u woord nog verder te kan uitdra. Ons wil bid dat dit werklik waar by almal sal uitkom en inslag sal vind, en dat u sal help dat mense op hierdie boodskap sal afkom, wat dit antwoorde sal gee. Dis nie net 'n boodskap nie, dit is 'n saamgesels. Vader, ek wil heeltemal wegkom by die idee van 'n boodskap bedien en 'n preek gee. Vader, ons is so vasgevang partykeer in ons eie gedagte en tradisie, dat ons sukkel om partykeer te verstaan, waar gaan dit nou? En ek sien dit myself voor gister toe ek en my vrou so praat,
toe besef ons, dis hoe ons as mense is, ons verander so bietjie vir bietjie, ons kan nie alles op een slag net hanteer nie. Jy het selfs vir Israel in die Ou Testament gesê, daai ongediertes, daai 7 nasies van Kanaan, julle gaan hulle so langsamerhand moet uitroei, anders te gaan daai ongediertes die oorhand kry. En oral maak nie saak waar ons is nie, Vader, besef ons dat die mens vat tyd om te verander, en hy kan net soveel hanteer op 'n slag, en dan moet dit weer posvat, en dit moet weer uitgesorteer word, Vader, en so wil ek vra dat U ons sal help volgens, vir my sal help, vir elkeen 'n Vader, sodat ons ook kan uitreik na mekaar toe, in Jesus se naam, en so saam gehorigheid skep, 'n liefde, Vader, tussen die broeders, in Jesus se naam. Nou ja, daar sê, prys die naam van die Here. Nou, voordat ek oorgaan na die boodskap toe, en voordat ek jou gaan vra om in te skakel, gaan ons 'n lied luister, oor die saak van gebed, vir wie moet ek bid, hoe moet ek bid, dit is 'n amazing lied, my vrou het hom gister geskryf, en hy is reg vir ons vanoggend, so ek gaan oorgaan, en dan gaan ek die lied vir julle speel, daarna gaan ek vir jou vra, ek gaan vra, asseblief raak deel van hierdie bediening, raak deel van ons radiostasie, sodat jy ook bemoediging en stigting kan kry. Bid vir alle mense, met God se liefde in ons, sy liefde red en verlos. Bid vir almal bo ons, om hul te bekeer, vir 'n rustige lewe in alle godsvrug. Dit is aangenaam voor God, ons verlosser. Wat wil hy, dat alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God, een middelaar, tussen God en die mense, die Seun, Jesus Christus, wat homself gegee het, as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Bid vir alle mense, reg oor die wêreld, vir die redding van die siel. Daar is een God, een middelaar, tussen God en die mense, die Seun, Jesus Christus. Wat wil hy, dat alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid kom. Wat wil hy, dat alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God, een middelaar, tussen God en die mense, die Seun, Jesus Christus. Daar sê, prys die naam van die Here, lekker herinnering aan dit, hoe, vir wie ons moet bid, en waarom ons moet bid, en hoekom ons moet bid. Nou, ek wil jou aanmoedig vanoggend. Nou, as ek die vraag vir jou kan vra, en ek wil hê jy moet vanoggend saam met my gesels, ek het al my dinge hier oop op die rekenaar, so asseblief gesels saam met my. As jy graag die group call wil join, as jy 'n vraag het, ek gaan vir jou eerste vra, kan ek vir sondaars bid, soos vir genesing, voorsiening of wat ook al? Of hoe sien jy die saak, en hoe moet ons bid vir sondaars? Dit is 'n nommer 1, kom ons konsentreer net op die een gedagte. Mag ek vir 'n sondaar bid, dat die Here vir hom voorsien, genees, gesond maak? As jy dalk 'n rede het, as jy dalk iets het wat jy graag met ons wil deel,
vanuit die skrif uit of wat ook al, of net jou gedagte wil opper, asseblief hierdie geleentheid. Nou links onder op jou skerm, jy sal sien so in die hoekie, so as so 'n ketting simbooltjie. As jy op hom klik, gaan hy vir jou sê, kom ek klik self ook gou dan kyk wat gaan hy vir my sê. Hy gaan sê bid vir almal, dan sê jy visit. Daar staan future links, dan sê hy vir jou visit. Nou sodra jy dit klik, dan gaan hy vir jou die opsie gee om na die WhatsApp group call toe te gaan, en as jy daar is, en dan kan ek en jy met mekaar kommunikeer. En wat ek en jy ook al vir mekaar sê, en dan kan meer as een op 'n slag join, okay? Dit is net, jy sal jou beurt moet afwag, of as jy insette wil lewer, en onthou net, jy gaan uit Facebook uitgaan, as jy net 'n enkel foon het, maar jy gaan niks mis nie, want dit wat ons praat op WhatsApp, gaan jy ook hoor, okay? So ek hoop, jy kan dit so verstaan. So kom ons gee geleentheid, is daar iemand wat dit wil waag, om saam met my lewendig gesels, nie net op kommentaar nie. Jy mag ook kommentaar op Facebook gee, asseblief, as jy nie die vrymoedigheid het nie, daar is die Swannies, kom ons hoor gou wat sê die Swannies. Hallo? Yes, ek hoor jou. Yes, ek hoor jou. Dis net my speakertjie is nie volgens lekker nie, maar ek hoor jou baie duidelik. Ag, hierdie mikrofoontjie vir my breek nou so op, mense. Kan nie dit nou. Ek gaan net gou ietsiekie doen. Gee my net gou so 'n kansie. Speakertjies laat my nie steek, so ek gaan my headphones opsit. Daar sê. Kan jy my hoor? Ons kan hoor, ja? Daar sê, daar is ons nou op regte konsep hierso. Daar sê. Is daar 'n vraag wat jy wil vra? Nee, ons moet maar net sê, ons dink jy kan net vir Sondag se siele bid. Net vir hulle siele bid. So jy kan nie eintlik bid dat die Here hulle genees of hulle voorsien of so nie. Nee. Dis wat ons dink. Okay, dit is Wallies en Deborah. Is daar nog iemand wat so 'n bietjie wil inskakel? Ek dink ek het nou my tegniese probleempie uitgeskakel. So as daar nog iemand is julle meer as welkom. Daar is ons nou op regte konsep hierso. Daar sê. Is daar 'n vraag wat jy wil vra? Nee, ons moet maar net sê, ons dink jy kan net vir Sondag se siele bid. Daar sê, die klankie is baie mooi. Geniet julle dit so. Asseblief, is daar nog iemand wat wil saampraat? Is daar iemand wat 'n skriftaak aan my wil voorhou? Niemand verder nie. Ag nee man. Daar sê. Kom ons kyk wie gaan nou gebel. Dan dis links onder. Nou as jy op die radio met die headphones. Yes, ek het gedink speakertjies gaan werk, maar die speakertjies lyk my het 'n probleem. So ek het dit getoets. Daar's my Pim ook daarmee heen, maar nie te min. So kom ons kyk gou. Nou gaan ons gaan nou so preek en so praat. Nou jy is op radio met jou headphones. Nou is dit 'n properste radiosak. Ek wou dit uitgesluit het, maar ek gaan dit nie doen nie. Ja, gaan op. Ek wil gou jy sê help. Okay, kom ons sê hy maak so. Liewe land. Nee, maar net daarso. Kom ons kyk of jy op die daar sê. Wie is daar Salamina? Wie is daar so? Van As? Lydia, hallo Lydia, hoe gaan dit met jou? So. Goed man, jy is sommer daar op 'n video call. Okay. Ek wil nie op video call wees, ek weet nie hoe om anders te doen nie, maar toe maar. Daar's nie foute nie. Ek wil instant vir almal bid, seker
fisiek is en ja, die genesing vir sondaarse siele ook. Okay, so mens kan vir hulle bid vir genesing en dan ook vir hulle siele. Ja, Dit is 'n mooi antwoord. Lydia, baie dankie. Is daar nog iets wat jy wil bysê? ja, dis reg, dankie. Okay, dan het ons ook vir Karen op die lyn. Ons gaan vir Karen 'n geleentheid gee. Praat jy met Engeltjie? Jou mikrofoon is af, Engeltjie. Okay, hoor jy my? Daar hoor ek jou nou. Maar ek wil net nog aan byvoeg dat ek dink baie keer is ons as kinders van die Here eintlik so hard in ons gemoedere, in ons innerlike. En 'n mens is eintlik die Here uit in oorlog met baie mense. En ek dink dit is baie keer die groot probleem wat ons as kinders van die Here mee sit. As ek nou maar net dink, as 'n mens byvoorbeeld dink aan mense in die wêreld, die meeste mense in die wêreld maak mens seer. Ja. En mense kry dalk bitterheid teenoor mense in die wêreld. En dit is hoekom mens baie keer 'n gevoel het van ek kan nie eintlik vir hierdie persoon bid nie, want nou help die Here hom of nou sorteer die Here sy lewe uit en dit gaan eintlik aan my vat. Hoor jy my nog? Ja, ek hoor jou. So op die einde van die dag dink ek ons as kinders van die Here het eintlik soveel wette in ons hart en ons is eintlik so hard. Maar as 'n mens die liefde van die Here in jou hart het en jy raak sagmoedig en jy sorteer jou bitterheid uit teenoor baie mense in die wêreld, en so want ons as kinders van die Here moet besef dat die wêreld het nie tot bekering gekom nie, maar die kind van die Here het. En ek dink baie keer is dit asof 'n mens meer by die wêreld meer van die wêreld verwag, as ek dit so kan stel, as wat die wêreld kan wees, want hulle het nog nie tot bekering gekom nie, hulle harte is nog boos, hulle is nog in Satan se koninkryk en al die dinge. En as dit asof 'n mens van hulle verwag om te verander, om jou uit te sorteer, jou gemoed uit te sorteer. En ek dink as mens dit so 'n bietjie kan besef, ekskuusie, praat. Nee, praat hè. So as 'n mens dit kan besef in 'n mens se lewe, dan kan die liefde in 'n mens se hart groei teenoor almal, want tog sê die woord ons moet almal lief hê. Ons moet ons naaste ook lief hê, want ek bedoel jou broederskap is jou naaste, want die wêreld is ook jou naaste en almal is jou naaste. So mense moet eintlik nooit eers daaraan dink. Mag ek vir iemand bid of mag ek nie vir iemand bid nie? Kan ek vir iemand bid of kan ek nie vir iemand bid nie? Want die liefde in jou hart moet so groot wees. Dit moet so sonder reëls wees, want liefde is so onbeperk. Dit is so. En ek dink as mens dit so kan verstaan, dan dink jy, "Jo Here, laat ek my hart oopmaak en laat ek net vir almal bid." En as ek dan dink, weet jy wat, daai persoon het genesing nodig dat sy lewe verleng kan word sodat hy U nog kan aanneem, dan is dit daai liefde in my hart wat dit uitroep voor die Here en sê, "Here, hierdie persoon kan nie nou sterf nie, hy moet sy saak met U regmaak." Of as finansiële probleem dalk daar is en goeders en jy weet dit weerhou die persoon van die Here, en of jy weet dit dryf hom na die Here toe, wat ook al, jy kan vir alles bid, jy kan vir enigiets bid, en ek dink ons as kinders van die Here beperk ons verskriklik met gebed, omdat ons hart self vasgevang is in soveel dinge. So dis maar net wat ek vanoggend wil deel, en dan kan ons verder gaan. Dankie my liefie. Dankie my Engeltjie, ek waardeer dit so baie. Wow, dit is amazing wat my vrou gesê het. Dit is gaan op die einde van die dag. Ek voel partykeer, ek wil net gaan kommentare ook hierso bylees. Sandra het gesê ek voel partykeer so jammer vir die sondaars. As hulle net tot bekering kan kom, kan die Here hulle ook help. Dit maak sin, verstaan mooi, sê Deborah ook daarso. En Zandy sê sy waardeer die moeite wat ons doen. Die klank is baie mooi, almal kan hulle mooi luister. So ja, Lisel sê ek voel mense kan vir sondaars bid. Die Here is nie partydig nie. Wat sê Renet vir ons hierso? Jesus het by die sondaars gaan eet en sy voorbeeld sê vir my dat ons beslis vir almal bid die Here wil sy wil sal geskied. En ek dink die groot ding is wat my vrou aangeraak het. Ek kan nog ietsie sê. Is liefde. Ja, jy kan nog ietsie sê. Okay, kom ek help net gou hierso. Daar is hy weer in. Kameratjie afsit.
Daar sê, my vrou bel so my so, dit is super cool, ek love dit. Prys die Here, my vrou wil nog net so ietsie byvoeg, en dit is so, op die einde van die dag gaan dit oor een saak, dit gaan, het lyk my mense het hulle huiswerkies gaan doen. As ek as verpleegster help om almal gelowiges en ongelowiges, ja, Lydia is 'n verpleegster, sy werk tot in die operasiesaal, as ek dit so theater is die regte woord. So ja, op die einde van die dag het sy natuurlik met die realiteit ook te doen. Maak nie saak wat se geloof, wat se geslag, wat se agtergrond, hoe oud is daai pasiënt nie. Daai pasiënt moet gehelp word. So ja, dit is 'n liefdesdaad. My vrou, jy kan gou praat. Ek wil net gou ietsie byvoeg en ek dink dit is baie keer die verwarring in die kinders van die Here se lewe. Van hoe moet ek 'n sondaar hanteer? En ek dink dit is altyd waar die groot probleem in kom, want Dit is 'n groot saak. nou is dit asof ons vir 'n sondaar moet lief wees, maar hoe moet ons dit hanteer? Moet ek nou by hom gaan kuier, moet ek saam braai, moet ek deel wees aan sy sonde, moet ek saam social en al daai dinge. En dit is wat die Here ons wil leer. Maak jou hart so oop vir liefde, maar moenie saam met die ou gaan deel raak in sy sonde, ongeregtigheid en al daai tipe van dinge nie. Jou hart moet net oop wees. Here, daar kan ook net 'n geleentheid om voordoen dat ek met hierdie persoon kan praat, u kan dit dalk uitsorteer of wat ook al, maar ek kan nie gaan deel raak en gaan social en gaan kuier en al hierdie dinge by 'n sondaar sommer net omdat ek wil nie. So ek dink as ons, hoor jy my nog? Ja, ek hoor jou duidelik. Ek dink as ons daai deel in ons harte kan uitsorteer, so ons moet lief wees, ons moet bid, ons moet uitsorteer, ons moet ons liefde uitstort op almal, maar ons kan nie deel raak van sonde nie. So ek dink dit is maar die groot probleem. Dit is 'n groot kwessie en ek dankie vir my vrou dat jy al klaar my preek klaar gepreek het, so ek het nie baie werk oor nie. Prys die Here, dis amazing. Anshin, jy kan praat, ek sien jy staan op die lig. Môre, Uitjie wil baie graag iets sê. Ja, asseblief. Jy moet jy vir jou naaste vir jou lief is. Sê wie Aitjie? Uitjie sê weer. Die naaste vir jou lief is. Die naaste vir jou lief is. Ja, jy moet jou naaste lief hê, né? Ag, baie dankie Aitjie. Ek wil ook net saam met Tannie Karen stem dat as ek dink aan liefde en bid vir sondaars, of dit nou vir kos is, of dit vir werk is, of dit vir siekte is, of sy siel, dink ek dan dat 'n mens moet die gesindheid hê wat God het, want God sien hoe hy 'n siel kan trek en hoe hy 'n siel kan red, en ek dink is in Matteus wat die skrif sê dat God laat reën en laat skyn die son oor almal, en dit moet ons gesindheid wees. Ons moet, soos Uitjie ook gesê het, jy moet jou naaste so lief hê. Naaste is soos Tannie Karen gesê het, jou broers en jou susters, die sondaar. En aan die einde van die dag, as 'n werk of 'n genesing 'n siel gaan trek na die koninkryk van God toe, hoekom nie bid vir daardie sondaar nie? Dit is presies so Anshin. So baie dankie vir jou insette. Dankie vir die kiddies ook daar. Soos julle gehoor het, asseblief kinders, julle mag ook praat, julle mag ook deel wees van ons gesprek, hoor. Dat mamma en pappa jou daar so mooi touwys maak. Dis amazing. Baie dankie julle, ons waardeer dit. Hey Poppies, wil jy nog iets sê? Nee, ek is Okay, dan moet jy self net afgaan, hoor. O, jette. Ja, jy sê al die pad, of moet ek sê jy gaan afgaan? Okay, asseblief. Remove only. Okay. Nou voordat ek aangaan en ek gaan my rede rek en ek het 'n paar mooi skrifte wat ek ook aan julle wil voorhou om die saak in perspektief te kry, gaan ons gou eers na 'n lied luister. Hy laat die son oor almal skyn, die reën op almal val. Hy wys sy goedheid elke dag aan elkeen sonder verwyt. Kies die lewe, kies die pad. Hou jou hart oop, stap die pad. Leef reg, leef vry. Hou jou hart oop vir hom. Stap voor hom toe, moenie draai.
Wees lief en doen wat goed is. Kies vrede elke dag. Laat gaan wat jou terughou. Hou aan met elke stap. Kies die lewe, kies die pad. Hou jou hart oop, stap die pad. Leef reg, leef vry. Hou jou hart oop vir hom. Stap vorentoe, moenie draai. Sy liefde lei jou elke dag. Leef reg, leef vry. Hy is altyd in jou hart. Wees getrou, hou vas. Sy liefde altyd in jou hart. As hy het julle die lied saam met ons geniet, dit is so relevant van wat Angela ook gepraat het, laat jou reën oor almal skyn. Ons moet volmaak wees soos wat ons Vader in die hemel is. Ek sien dat die het ook so 'n bietjie, sy wil graag inskakel, al wat jy kan klik continue. Ons gaan ook na die link op die WhatsApp channel sit. So die wat op die WhatsApp channel is, kan ook dan op die link klik. As jy nie op Facebook terechtkom nie, kan jy direk op die link op WhatsApp klik. Maar ek het my vrou gevra om dit gou vir ons daar ook op te sit. Dan kan jy reed asseblief klik op die link, praat met ons. Ek wag vir jou oproep, intussen gaan ek voortgaan totdat jy ingeskakel is. Ja, so prys die Here daarvoor. Yes, dis is super cool, ek love dit. Love julle dit ook? Daar sê. Nou ja, kom ons gaan voort met ons bediening. Tot ons wag, as daar nog iemand inskakel, asseblief enige tyd. As jy graag ietsie met ons wil deel, jy is meer as welkom. Daar sê. Nou, die eerste skrif wat ek graag aan julle wil voorhou, net so 'n bietjie daardeur lees. Maar dat nou soveel wysheid en interessant hierin na vore gekom, dit is nou vanaf my vrou, en sy het ingeskakel, dit Deborah, die het wil graag inskakel, julle wat kommentaar gelewer het, sê weer? Die van Asse, baie dankie daarvoor, en dit wys en tot uit iemand se beroepheid, kan jy partykeer ook net bietjie perspektief kry, is dit nie amazing nie? En dit is wat vanoggend so lekker maak. En almal het sommer die vrymoedigheid, hulle meeste doen sommer 'n video call, maar ongelukkig kan ek nou nie die video daarop sit nie, maar ten minste kan ek jou sien, dit is cool. Ek gaan dit dalk nog bietjie uitsorteer, daar kan ons jou video ook op sit, ek kan hulle almal sien, hoe lyk jy, as jy dit gedoen wil hê. Maar nietemin, kom ons gaan gou oor na die skrif. Die skrif wat ek graag aan julle wil voorhou, is in Matteus 5 vers 43 tot 48. Want die groot ding is, daar's 'n skriftuurlike riglyn vir alles. Dis hoekom ons 'n Bybel het. Kinders van die Here, ons het 'n Bybel, omdat dit ons lewe daarvolgens moet inrig, ons denke, ons maniere. Want die woord sê, die woord is soos rein water wat ons was. Nou wat beteken dit? Dit beteken, as ek nou 'n sekere gedagte, patroon of idee het, né? En die woord sê anders as my idee, dan moet ek my idee laat gaan, om by die woord in te pas, en as ek dit doen, beteken dit die woord het my gereinig van my idee. Daar sê die het is ingeskakel, asseblief, die het praat met ons. Baie dankie Stanley. Nee, ek wil net eintlik saamgestem met Cor en 'n mens voel, jy besluit vir wie jy wil bid en hoe jy voel teenoor daai persoon. Maar wat ek ook altyd gevoel het is teenoor die sondaar is jy's nie seker, want hulle weet ook die sondaars bid ook vir hulle. En dan omdat die sondaar se gebed nou nie regtig verhoor word nie, luister die Here na ons gebede en dan word hulle genees of iets werk uit vir hulle en dan glo hulle dit is die sondaar se gebed wat meer gehelp het. Dan hoe gaan hulle dan nader aan die Here daaromtrent of gaan hulle dan verder weg van die Here af? So dan wonder jy nou maar altyd, weet hoe moet jy nou bid? En ja, so daai het my altyd gepla. Gaan hulle ooit nader aan die Here of gaan hulle eintlik verder weg van die Here af? Ja, dit was my vraagie. Lekker dag. Okay, kom ons bespreek dit soms by die intrapslag, terwyl voor ek oorgaan na die skrif toe. Die woord sê vir ons, en dit is baie mooi duidelik hierso in, en as natuurlik skrifte wat dit bevestig, ek het dit op 'n stadium hier alles neergeskryf, ek het dit nogal vir Dani
afgeneem toe ons by hom was, want hy het ook spesifiek die vraag gehad. Kom ek gaan net gou kyk of ek dit vinnig kan kry. Kom ons kyk gou of ek daai skrifte kan kry. Dan kan ons gou so 'n paartjies lees hier. So ek het hier so ergens 'n kommentaar. Nee, dit is Angels. Kom ons leer. Ons is mos nou op 'n radiostasie. Ons kan mos nou maar ons tyd vat. Nie onnodiglik uitrek nie. Het ek nou die skrifte daar? Nee, ek het dit nou nie hierso nie. Maar ek het die een skrif, kom ons blaai gou soontoe. Ons gaan na Johannes. Ek dink dit is 9. Ek net gaan die spesifieke vers kry. Johannes 9 vers 31. Dit kan wees dat ek dalk 'n nota gemaak het. Ek het so baie papiertjies. Tuiste. Nee, daai ene gaan ook nie werk nie. Kom ons kyk gaan die Bybel. En ek gaan hom gou vir ons opskry op die skerm, dat jy saam met my kan lees. Dit is Johannes 9 vers 31. Kom ons loer gou 'n bietjie na daai skrifgedeelte. En ek wil gou iets aan die voorhou. En dit wat hy het gesê is ook so, maar ek wil dalk 'n saak in perspektief bring, sodat ons dit ook kan verstaan. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand Godvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Nou daar's tot skrif in die Ou Testament wat vir ons leer. Kom ons search hom gou dalk gou. Kom ons search hom gou dalk. Daar so Spreuke 15 vers 8. Daar so op jou skerm. Spreuke 15 vers 8. Die offer van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar die gebed van die opregtes is hom welgevallig. Okay, nommer 1, kom ons kyk gou na die volgende vers. Dis in Spreuke. Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, self sy gebed is 'n gruwel. So hierdie skrif, hierdie vers, die laaste ene, praat ook van ons as kinders van die Here. As ons nie na die Ou Testament, wet beteken gebod van God, testament. Nou ons lewe in die Nuwe Testament. So ons moet ons lewe inrig volgens die nuwe wet, die Nuwe Testament, die nuwe gebod van God. So self kind van die Here, as hy nie die Nuwe Testament, die gebod wat die Here vir ons gegee het in die Nuwe Testament doen nie, is selfs ons gebed 'n gruwel. Kom ons kyk byvoorbeeld wat die Here sê, mans, julle moet nie verbid word teen hulle vrouens nie, anders te gaan julle gebede nie beantwoord word nie. So hier kan ons sien waarom die woord so sê, want wat gebeur nou? As ek verbitterd is teenoor my vrou, wat sê die woord as ek met daai haatdraandheid loop? En dit geld vir die vrou teenoor die man ook, maar omdat mans kan maklik verbitterd raak teenoor hulle vrouens, spreek die woord die man aan, maar dit geld vir almal ook. So wat gebeur is, nou lewe ek in daai verbittering, so wat sê die woord vir my? As ek in daai verbittering lewe, gaan selfs die sondes wat ek gedoen het, kan teen my gehou word eendag in die oordeelsdag. So verbittering maak 'n skeiding tussen ons en God, en daarom word jou gebede nie verhoor nie. So as jy nie die woord van die Here toepas, soos wat dit die waarheid is nie, is selfs jou gebed as kind van die Here ook 'n gruwel. So dit is eerste wat ons moet uitpleis in ons lewe. Verhoor die Here in anyway my gebed? Waar staan ek? Dan het sonde maak 'n skeiding tussen ons en God. So enige sonde wat ons doen, moet jy bely sodat daai skeiding verwyder kan word. Dis hoe die bloed van Jesus Christus in werking kom, sy offer wat hy gegee het, krag het in jou lewe. Deur dit toe te pas soos wat dit in die Nuwe Testament opgeteken is, reageer jy op die woord, en geloof is 'n aksie. Dit is 'n daad wat gedoen moet word. Nou as Nuwe Testamentiese daad om skeidings te verwyder, is om jou saak te bely, jou te bekeer van jou sake ensovoorts. Nou, as ons weer teruggaan na die hele konsep van die sondaar. Onthou net, daar's 'n God van hierdie wêreld wat Satan is. Dan is 'n God van hemel en aarde wat alles geskaap het ensovoorts. So as jy weergebore is, jy's gedoop, dan behoort jy en jy's weergebore uit die lewe van Jesus Christus, behoort jy aan God, jy's God se kind. So wanneer jy bid en alles is uitgesorteer, verhoor God jou.
as jy sondaar bid, al dink hy bid tot Jesus, en dit is die skrifte wat ons ook die week in die Antichrist Bybelstudie gedoen het. So as jy nog nie die Bybelstudie gedoen gekyk het nie, doen moeite, ons behandel hierdie met die skrifte en vra ook vir die Bybelstudie handleiding, sodat jy die skrifte wel in die hande kan kry. So wat gebeur is, die woord sê, as selfs kinders van die Here raak besig met 'n ander Jesus. So wanneer jy kan tot in die naam van Jesus bid, en dis wat hy sê, jou gebed is 'n gruwel, dis 'n ander Jesus wat jou antwoord. Dis 'n ander gees wat jy mee besig is. Dis 'n ander God waar jy mee besig is. So dan moet ons pas op, wie beantwoord jou gebed, en nie alles wat jy in die vlees verkry, is noodwendig van God af. En dit moet ons ook verstaan, want God is nie 'n vriend van hierdie wêreld. Ek sien Deborah is op die lyn, ek gaan nou haar geleentheid gee. Nie almal is nie God het nie gemeenskap met hierdie wêreld nie. Hy sê hy is nie daar om jou drange te voorsien nie. So as die sondaar byvoorbeeld sê, ek het vir die Here R1 miljoen gevra en ek het die lotte gewen, dis nie van God af nie. Dis van die duiwel af. Want Satan sê, ek voorsien en gee ook vir wie ek wil. So as kind van die Here, as jy teruggeval het, jou gebed is 'n gruwel, so dis 'n ander Jesus. As sondaar is dit ook 'n ander Jesus wat jy mee besig is. Maar as jy as kind van die Here vir 'n sondaar bid en die Here voorsien en genees, dan kan jy die Here loof, en as die geleentheid hom voordoen, dis wat ek en Karen altyd doen, as 'n sondaar vir ons vra, kom bid vir my, maak ons seker of sy saak reg is, as net om vir hom te bid. Okay, Deborah, jy kan praat. Ja, ek wil maar net sê, mens dink so 'n bietjie stupid oor die saak, want as ek nou dink aan my eie gebed, as ek baie keer bid vir sondaars, ek sê nie net, Here, red asseblief Sunny se siel, en ek sê amen nie. As ek wel vir iemand se siel bid, dan sal ek uitbrei oor die saak, en met die Here regtig praat daaroor wat in my hart is, en al die dinge. So, ja, ek dink, ons het baie liefdeloos geklink aan die begin, maar as ek nou wel dink, as ek vir iemand bid, dan brei mens eintlik baie uit, en jy vra regtig vir die Here, die persoon se siel te red, en dinge uit te sorteer, en wat ook al, so as dit sin maak. Ja, dit maak definitief sin, want die groot ding is, ons moet aandag gee aan ons gebed. En dit is ons baie keer ons probleem, ons bid partykeer net ritmies. Wat ons geleer het, wat jy bid nog soos wat jy 5 jaar gelede gebid het. Dit moet verander, is dit nie so nie. So jy moet aandag gee, as ek nou bid vir 'n, kom ons sê 'n familielid wat nie bekeerd is. Here, ek het al 10 keer van die evangelie vertel. Elke keer as hy kom en dan raak hy opstandig en hy raak kwaad vir my, praat jou hart uit met die Here. Dan gaan daai seer, daai angstigheid om 'n familielid na die Here toe te lei, of 'n vriend of 'n werkskollega gaan begin verdwyn. En dis ook die skrif wat ek gaan doen. Ek het nou gesê ons gaan Matteus 5 doen, maar ek dink ons moet gou oorspring na 1 Timoteus 2 vers 1. Ek sien net hierdie skrif aangehaal, en dit is waar ons op die liedjie ook gebaseer het, is 1 Timoteus 2 van vers 1 tot 4. So ek gaan hom net gou vir ons hierso op die skerm kry. 1 Timoteus 2 van vers 1 tot 4. Kom ons gaan gou soontoe. Daar sê. Laat weet my, is die skrif groot genoeg op julle skerm? Want ek het na die Bybelstudie het ek na die tyd gesien, en toe sien ek my Engelse skrifte is baie klein. Ek het hom nou weer bietjie groter gemaak, sodat julle lekker saam kan lees. In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebedes, voorbedes, danksegging gedoen word vir alle mense. Nou kom ons staan gou stil by die voorbedes. Okay, die Engelse woord of die oorspronklike woord is intercession, kom ons praat gou daaroor. Danksegginge en smekinge. Okay, kom ons kyk na daai 3 woorde. Kom ons kyk na die begrip van daai 3. Dis eintlik skenk aandag aan jou gebed. Smeek. Nie net sê Here red, Here red, Here red, Here red nie. Here, hierdie persoon vir wie ek bid. Maak nie saak wie dit is, of dit jou baas is, of dit die onderwyser by die skool is, die hoof is, of dit jou ma en pa is. Maak nie saak wie dit is, of dit jou kinders is. Dit maak nie saak nie. Smeek jy vir die sê, Here, hierdie persoon se siel. Ek het gister weer met hom gepraat, of hierdie persoon het my so uitgesny in sy lewe. Hy wil niks meer met my te doen het. Ek kan hom nie meer bereik nie. Vader, sal U asseblief verder met hom deel en praat. Nou voorbedes, intercession beteken nie, ek staan in namens iemand nie. En dit is 'n totale wanbegrip, want gewoonlik word dit gekoppel
aan the one standing in the gap in die Ou Testament, in Esegiel. Nou die persoon wat in die gaping staan, dit was 'n profetiese woord oor Jesus. Hy is die middelaar, hy staan in die gaping tussen ons en die Vader. Hy het in die bres ingetree. Goed, want daar is nie 'n mens wat dit kon gedoen het en wat dit nog steeds kan doen nie. Al is jy weergebore, kan jy nie instaan namens iemand. Jy kan nie in die bresse tree nie. Nou wat voorbedes is, dit is om soos 'n vergadering saam te roep. Soos wat ons nou tradisioneel sal sê 'n biduur. 'n Biduur was eintlik voorbedes. Kom ons almal bid vir hierdie saak. As ek byvoorbeeld as ons 'n gebedsversoek kry en ek gee hom deur na u toe en u bid saam, is u besig met die voorbedes. Al is ons nie fisies op een plek op dieselfde tyd nie. Jy bid in jou saak ook vir daai saak, ek bid in my plek vir daai saak, so ons is besig met voorbedes. So ons bid saam, ons vra die Vader, red hierdie persoon, genees hierdie persoon, wat die geval ook al mag wees. So dis wat voorbedes beteken in konteks. Goed, so skenk aandag aan jou gebed. Maar kom ons lees die skrifgedeelte verder. Vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot die kennis van die waarheid moet kom. So wat leer die skrif ons? Hierdie smekinge, gebedes en voorbedes en danksegginge wat vir alle mense moet gedoen word, is primêr dat hulle siele gered moet word. Dit is nommer 1. Wie het al byvoorbeeld vir die president van Suid-Afrika gebid en gesê, Here, red sy siel? Vir jou plaaslike regeringsbeampte, red sy siel. Vir jou werksbaas, red sy siel. Vir kollegas, red hulle siele. Vader, hierdie persoon is verlore. Hy is op pad hel toe. Ek sien hy wil nie hoor nie. Ek sien daar is 'n probleem in sy lewe. Wil u Gees my nie lei om vir hom te kan bid nie. En dan jy ook wat die gawe van tale het en dit beoefen. Dis op daai oomblikke baie keer in gebed, want ek kan net soveel bid. Ek ken byvoorbeeld nie die president van die land se lewe nie. Ek kan maar net sien besluite wat hy maak, maar nou weet ek ook sy besluite is nie sy besluite alleen nie. Nou bid ek in tale. En dit is hoe, omdat dit alles wat jy in tale bid. Al het jy nie idee wat jy bid nie, dis wat die woord sê, nie jy weet nie en niemand anders sal weet wat jy bid nie. Wat gebeur nou? Is dat God beantwoord alles wat jy in tale bid. So wanneer jy in tale bid, selfs as jy in 'n drukking in jou eie huis is, in jou eie situasie is, bid baie meer tale as wat jy met jou verstand bid. Want die Gees van die Here weet om die volmaakte wil van die Vader te bid en vir die Vader verhoor alles wat in sy wil is en in dieselfde tyd word jy gestig. Wat is hy gestig? Jy kry hoop. Daar's iets wat in jou gebeur wat hoop skep. Goed. En dan tot die kennis van die waarheid kom. So as jy sien iemand is nie deel van die waarheid nie, bid vir daai persoon. Vader, hierdie familielid, hierdie vriend, hulle is in hierdie saak. En dan bid jy werklik waar, want as jy konstruktief gaan bid, wat sê hy? Jy gaan dan 'n stil en rustige lewe hê. Dis nie sê, daar gaan besluite gemaak word wat vir jou 'n stil en rustige lewe gaan gee nie. Wanneer jy konstruktief bid vir mense, sal jy in jou eie gemoed 'n rustige en stil lewe hê, want die Gees van die Here is daar by jou en het gemeenskap met die Vader wat vrede het wat alle verstand te bowe gaan. Okay? Nou wil ek net gaan oorspring na nog 'n vers toe, 1 Johannes 5 vers 16. Is almal nog by my? Is almal nog met my? Laat weet vir my. As ek bietjie te vinnig gaan, asseblief breek my as jy 'n vraag intussen het. Vat die vrymoedigheid en kontak ons op WhatsApp. Nou kom ek lees 1 Johannes 5 vers 16. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood toe is nie, moet hy bid en hy sal hom die lewe gee. Dis nie wanneer jy hom bid sal hy outomaties die lewe gee nie. Die Here gaan hom begin werk sodat hy sy saak kan uitsorteer om van die leuen ontslae te raak om terug te kom na die waarheid toe en dis hoe hy die lewe gaan kry. Vir die wat nie 'n sonde doen tot die dood toe nie, daar is 'n sonde tot die dood toe, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Ons weet nie wat 'n persoon het 'n sonde gedoen, dit is waarvan hy hier praat is die lastering teen die Heilige Gees, waarvoor hy nooit vergewe sal word nie.
Nou ek weet nie, en die Here het ook nooit in my hele lewe aan my geopenbaar, dat daai persoon het ek oorgegee en is klaar, dis tickets is verby nie. Ek en jy moet, en dit is wat Karen en wat Riet bevestig het, en Angie en ensovoorts almal het ingeskakel het, die liefde in jou hart moet so wees, Vader, ek gaan vir hy broeder bly bid, ek gaan vir hy sondaar bly bid. Goed, maar as jy aandag skenk en jy besef, dit gaan oor smekinge, gebede, voorbedes, jy skenk aandag daar, en wanneer die Here antwoord, danksegging, Here, ek loof U, dat jy hierdie saak geantwoord het. Wow, is dit nie amazing? So ek dink die hele saak van die broeders ook, dit is soos dit moet uitsorteer. Goed, kom ons spring dan na die vers toe wat ek vroeër by, ek het nie sy vers op die skerm gebring nie. Daar is hy, 1 Johannes 5 vers 16, as jy dit graag daar so wou gelees het om net te sien. Hier is soveel knoppies wat ek moet druk, maar ek moet net kop hou. Kom ons gaan, terwyl ons op die skerm is, kom ons gaan na Matteus toe. Matteus 5, vers 43, Matteus 5, 6 en 7 is die bergrede van die Here Jesus. Ek kan vir jou sê, as jy alles kan toepas wat in hierdie 3 hoofstukke staan, dan pas jy die hele wet en die Bybel toe. Daar so het ons vir Riet, ek gaan net gaan myself op die skerm sit. Riet, jy kan praat, baie dankie. Sy is bietjie gevries. Dis Karen. Dis Karen? Ja. Hoe sien ek Riet sy gesiggie nou? O, ek weet nie, maar ek is nou op die lig. Okay, dankie Karen, jy kan praat. Ek dink net, toe ek nou Riet se vraag so hoor, ek dink net ons as kinders van die Here steur ons te veel aan sondaarse getuienisse. Baie keer sal sondaars baie dinge sê en goeders om hulle self te regverdig, want ek bedoel, as die Here volgens hulle geantwoord het, dan is dit asof hulle nou in God se guns is. God kyk na hulle, God beskerm hulle, dis altyd maar wat 'n mens eers te hoor, of God het vir my voorsien, of wat ook al die geval mag wees. Maar ek dink ons as kinders van die Here steur ons te veel aan, dit maak ons seer. Want eintlik wil jy vir die persoon sê, maar ek het vir jou gebid as kind van die Here, en daarom het sekere dinge dit en dit en dit en dit. Maar ek dink nie eers ons moet ons steur aan dit wat die sondaar sê nie, want dit is asof die sondaar baie keer krag vir ons het. Dit is asof dit ons so vang in ons innerlike, dat mense nie verder kan dink nie, Here ook so betrokke in sulke sake. Is die waarheid. Ek dink as 'n mens kan besef, Here, ek maak nie saak wat ek hoor, wat ek sien nie, dis hoekom Jesus om aan niemand gesteur het nie. Dis mooi. Want as 'n mens jou gaan steur aan wat 'n mens hoor by sondaars, gaan dit jou so vang. En dit is ook hoekom 'n mens baie keer moenie in 'n kring gaan sit nie, moenie deel gaan wees van dit nie, want ons bly terug gaan soontoe, en dit is daai getuienis die hele tyd wat voorkom, en dis praatjies en is dinge, en dit pynig 'n mens se siel eintlik as jy mooi daarna kyk. Wow, dis baie mooi gestel. Dankie my vrou. Wow, prys die Here. So ek dink op die einde van die dag, as ons onsself nie gaan steur nie, as jy in jou binnekamer is, dis waar God jou gaan vergelde, daai ou se siel kan gered word, bly by dit. Moenie worry oor enigiets wat nou beantwoord is of nie beantwoord is, of wie het gebid of wie het nie gebid nie. Jy weet, jy bid in jou binnekamer volhard tot die einde toe. Daar sê, prys die Here, dankie my vrou, dit is amazing. Ek dink ons gaan aangaan met hierdie gesprek wat my vrou nou hier aangeroer het, na die lied wat ek vir julle gaan speel. Neem hom aan in jou hart, dan het jy genade gevind. Dit wat agter is, verby. Moenie fokus op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n nuwe gesindheid in hom. Die verlede is verby. Alle foute en pyn, hy kom heel en maak gesond. Fokus nie op dit wat agter lê.
na voor. 'n Nuwe gesindheid in hom. Voltooi die wedloop, vervul jou roeping. Rein in Christus. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n Nuwe gesindheid in hom. Wandel in dieselfde gees. Met 'n gesindheid so mooi. Ywer om die prys te kry, die roeping in Christus. 'n Lewe ryk en vry. Alles lê agter, begrawe in sy dood. Nie meer deel van jou, alles weggewas. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n Nuwe gesindheid in hom. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n Nuwe gesindheid in hom. Dat sê, ek dink die lied het ook nou alles opgesom wat my vrou ook nou gepraat het en die kommentaar wat ons in laaste gekry het. Dit is 'n groot sy van die saak. Ek dink, as jy dalk saam met my kan stem, ons is baie keer ook, wat by my opgekom het terwyl my vrou so praat, is jaloesie. Nou kry die, volgens ons wat die sondaar is, of die teruggevalle persoon, hy kry al hierdie materiële dinge. En dit is wat ons moet verstaan. Nie alle materiële dinge wat ons kry, is voorsiening van die Here nie. Want ons steur ons daarin. Ons het dalk nog 'n probleem. Ons kom nie los van die materiële dinge. Kom ons sê, daar is 'n persoon wat die pad saamgestap het, uiteindelik op 'n stadium met die persoon teruggeval, of jy weet van mense wat nie besig is met die waarheid van die evangelie nie, en hy kry byvoorbeeld 'n splinternuwe kar, maak maar net 'n voorbeeld, 'n lekker luukse kar, en hy getuig, hy het so gebid, en die Here het vir hom gegee, en hy gegee sy getuienis, hoe hy hierdie kar, hoe die voorsiening gekry het, en so aan. Maar ek kan vir jou sê, baie mense lieg maar oor hulle getuienisse. Glo my, wat ek vir julle vandag sê, daar's baie mense wat lieg oor hulle getuienisse. Hulle blaas hom meer op as wat dit moet wees. Maar kom ons sê, nietemin, daai persoon glo die Here het die pad oopgemaak, dat hulle daai voertuig kan bekom. En jy sit nog met jou skorrel, of jy sit nog met die ou model, of wat ook al, dan is so 'n bietjie omgekrap. Kom ons raak eerlik. Baie keer is jaloesie wat maak dat ons nie wil hê die sondaar moet die Here met jou gebede beantwoord, dat hy genesing of voorsiening kry nie. Ek dink dit is maar 'n ding wat ons moet uitsorteer, en ons steur ons. Dis 'n groot ding. Jesus het die getuienis gehad. Nou steur nie beteken nie, jy is liefdeloos nie. Steur beteken dat jy gaan aan, en dis wat hulle gesê het, Here Jesus, ons het gesien, of hulle het gesê, Jesus, of Messias, ons het, Rabbi, ons het gesien, jy steur jy niemand nie, maar jy verkondig die woord in waarheid. So, Jesus het nie toegelaat dat mense se opinies en whatever hulle vorendag mee kom, veroorsaak dat hy van die waarheid af wegdwaal nie. Ek dink nou aan hy een saak ook, waar die disippels na Jesus toe gekom het en gesê, daar's mense wat in die naam duiwels uitdryf, wat die disippels nie eens kon gaan doen het nie, so by the way, duiwels uitdryf ensovoorts, wat ons nie volg nie. Nou het Jesus omgekrap geraak daaroor? Nee, wat het hy gedoen? Hy het gesê, wel, is hulle nie teen ons, is hulle vir ons. So hy het as 'n geleentheid gesien, ten minste, gaan sy naam uit iets van die evangelie gaan uit. En Paulus het dieselfde.
Nie almal verkondig die evangelie met suiwere bedoeling nie, maar hy verbly hom daarin, dat daar ten minste iets is wat uitgaan. Okay? So, en ons moet nou nie te veel maak daarvan nie. Ons moet begin opgewonde raak. Sê, Here, onthou net, maak nie saak waar, ek het eendag 'n getuienis gehoor van 'n persoon. Hy het dit vir my fisies vertel. Hy sê hy het voor hierdie TV-predikers TBN of iets van een van hierdie programme, TV-stasies, ek ken hulle glad nie, so ek mag dalk ook nog verkeerd ook wees, maar nietemin. En op 'n oomblik toe hy daai persoon iets hoor sê, toe tref dit vir my met sy saak met die Here regmaak. Sê die TV af, hy huil, hy roep uit vir die Here, soek die Here ensovoorts. En later te voel hy wil net weer aansit om bietjie aanmoediging te kry. En toe weer na luister te sê, wat sê stories nonsens praat hierdie mense? Toe, omdat sy hart besny is en sy oor is besny, hy is weer gebore, toe hoor hy, maar eintlik dit wat hulle verkondig is nonsens. En dit is wat my vrou ook nou vroeër gesê het, en dis 'n belangrike punt. Daai persoon kom besluit het, okay, ek gaan nou aanhou my verbind aan die leuen wat ek nou op die televisie hoor, of die Here verheerlik dat hy tot bekering gekom het. Hy het hom nie gaan verbind weer aan daai ding nie. So met die gevolg is, dit is ons probleem. Wanneer ons uitreik na iemand toe, dit is nou praat ons van die sondaar of mense wat teruggeval het, dan bly ons onsself verbind, emosioneel en geestelik aan die persoon. As 'n sondaar jou uitnooi, kom bid vir my, jy bedien die evangelie, jy bid vir hom, of hy sy genesing kry of nie, dit is nou irrelevant, of hy sy voorsiening kry of nie, dis irrelevant. Jy kan nie saam met daai persoon, kom ons sê hy kry sy voorsiening, jy kan nie gaan social saam met daai persoon nie. En dis wat die woord sê, hy het nie gemeenskap met die werke van duisternis nie. Nou ons gaan hou gemeenskap met die werke van duisternis. Ons wil in die bar gaan sit en mense gaan bereik. Jy gaan niemand in die bar bereik nie. Wat soek jy daar? Jy hoort nie daar nie. Veral nie as jy uit daai tipe lewenstyl uitkom nie. Sê jy wel byvoorbeeld jy het 'n spesifieke sondaarslewe gelei, of jy wil na die rugby stadion gaan om 100,000 mense te bereik met die evangelie. Jy gaan dit nie doen nie. Jy gaan die rugby saam geniet en die ou Lansaan gaan vir jou sê, alles het hulle tyd en plek, maar as jy by die kerk kom, kan almal oor die rugby praat, maar as jy by die rugby kom, mag jy nie oor die evangelie praat nie. Glo my, jy gaan niemand bereik langs die rugby stadion nie. Jy gaan niemand bereik op die golfbaan nie. Jy gaan dit nie doen nie. En dit is wat ons baie keer as kinders van die Here, daai konsep het ons nie lekker saam met ons nie. So ons moet net verstaan, jy reik uit en jy gaan aan met die waarheid. En dis wat die woord sê, as daai ou nie saam met jou is nie, jy skud die stof van jou voete af, jy het gedoen wat jy moet doen, jy het gedoen wat die woord van jou verwag uit die liefde van jou hart. Nie omdat dit 'n wet is nie, omdat dit liefde het reëls, maar dit het ook nie reëls nie. Want wat doen liefde? Die reëls wat daar is, die liefde is lief vir die reëls en die liefde wil dit doen. So ons wil dit doen. Dis nie ons word gedwing nie. Dis wat Paulus sê. As ek dit nie vrywillig gaan doen nie, gaan ek gedwing word. Maar doen gaan ek dit moet doen. Okay, so dit is 'n groot syfer van die saak. So ek dink daai punt is ook nou mooi duidelik en baie dankie vir almal se insette. Kom ons lees dalk nou net ter afsluiting Matteus 5 vers 43. Matteus 5 vers 43 tot 48. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jy moet jou vyande haat. Ek kry die skrif op die skerm. Kom Stanley, waar is jy nou? Skrifte. Daar gaan ons. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies en hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. Want as julle lief het die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie dieselfde nie? So hier kom die hele saak van die liefde uit. Liefde beteken nie, jy gaan hou saam met hom gemeenskap met sy son en die God is liefde in totaliteit, maar hy het geen gemeenskap met die sonde nie. So hy kan nie gemeenskap, dan nie, wat is gebed? Gebed is gemeenskap, geestelike gemeenskap. So die God kan nie
met die sondaar geestelike gemeenskap hê nie, want dan het God gemeenskap met die sonde. Dit is waarom hy sê God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie. En as 'n sondaar bid, is dit iemand anderste wat van voorsien het. Uit sy tradisie sal hy sê, die Here het voorsien. Maar as jou tradisie byvoorbeeld moslim of boeddhis is, of wat die geval ook al mag wees, of in die Joodse geloof, gaan jy die God dan wat jy daar vereer, die erkenning gee. Ek het al baie gehoor. Ek het al in byvoorbeeld 'n moslimwinkel ingestap. Dan sê hulle, Allah is so goed vir hulle. Want kyk alles wat hulle voorsien. Henry het een keer vis gevang. Toe staan 'n moslim wat saam met hom vis vang. Nie saam nie, maar op dieselfde rots, op dieselfde plek vis gevang. En toe vang Henry nou die lekker groot vis. Toe vereer hy Allah. Henry het maar net 'n vis gevang. Hy het nou nie omgegee vir die visvang of nie. Toe vereer hy Allah, want sy tradisie het vir hom gesê dit is Allah. So die sondaar wat Christelik groot word, gaan God en Jesus vereer, want dis sy tradisie wat hom dit geleer het. Maar hy sê dit is God van hemel en aarde wat vir hom voorsien het nie. Want daar's 'n ander God in hierdie wêreld, daar's 'n ander Jesus, daar's 'n ander gees, daar's 'n ander evangelie. Okay, ek dink ons kan hom uitsorteer. Kom ons lees net aan wat die skrif vir ons verder sê. En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Die tollenaars doen die tollenaars ook nie so nie? Wees julle dan volmaak, soos wat julle Vader in die hemele volmaak is. So ja, daar ek dink hierdie gedeelte vat alles mooi saam. Gaan bid, maar jy het nie gemeenskap nie. Wees lief, maar nie lief vir die sonde nie. Nie lief vir die ongeregtigheid nie. Wees lief genoeg vir hy siel om hom die evangelie te vertel. Die ryk jongman wat na Jesus toe gekom het. Sê, Here, wat moet ek doen om die ewigheid in te gaan? Daai tyd het die Ou Testament nog gegeld. En hy noem die 10 gebooies. En natuurlik, hy was 'n ryk godsdienstige, hy was 'n fariseer, so hy was deel van die godsdienstige leierskap gewees. So hy het obviously ook gedink, maar dit is sy godsdienst, want dit was die Ou Testamentiese wet, hy is in God se guns, omdat hy nou al hierdie dinge doen. Maar hy tog in sy hart, was daar 'n benoudheid, wat moet ek doen om die hemel toe te gaan? Is dit al wat ek moet doen? En die woord sê, Jesus het hom lief gekry. Het die Here ewe skielik saam met hom huis toe gegaan en gepartytjie hou en gebraai saam met hom en gesocial? Nee. Die Here het hom so lief gekry, dat hy hom die waarheid vertel. Hy sê, jongman, jy kort een ding. Daar's een ding wat in jou pad staan, nie 99 dinge nie. Een ding wat in jou pad staan. En as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy die koninkryk van God nie ingaan. En wat het die jongman gedoen? Hy het bedroef weggestap. Het Jesus agter hom aangestap? Het Jesus hom gaan probeer paai? Het Jesus gaan probeer 'n gesprek met hom aanknoop? Nee. Hy het gehoor wat hy moes gehoor het. En dit moes in sy hart insink. En ons wil altyd gaan. Ons wil bly steur. Ons laat onsself omkrap. Daai ryk jongman se bedroefdheid het Jesus nie omgekrap nie. Inteendeel, die woord sê hy het na die skare omgedraai. En hy het vir gesê, hoe beswaarlik sal 'n ryk man soos hierdie wat ek nou net mee gesels het, hy het na hom verwys, die koninkryk van God ingaan. Sê die Here, maar hoe is dit moontlik? Maar hy sê, alle dinge is by God moontlik. Dit is moontlik vir 'n ryk jongman om hemel toe te gegaan het, as hy gedoen het wat Jesus vir hom gesê het hy moes doen. So, dit is onmoontlik vir my om hemel toe te gaan, maar as ek doen wat die woord van my verwag, is dit by God moontlik, deur Jesus Christus, dat ek in hemel toe gaan. So, prys die Here. Is daar nog enige iemand wat ietsie wil bydra ter afsluiting van ons uitsending vandag? Ek sien almal het dit so geniet. Ek sien nie daar's nuwe, daar is nuwe kommentare. Ek mis hulle, kom ons kyk gou. Wat is daar nuwe kommentare? Hierdie moet jy verduidelik asseblief. Wat is dit? Die seën is bekering. O ja. Wat is die seën? Okay, dit is cool. Baie dankie daarvoor. Die kommentare kom nie altyd deur na my toe, of dadelik nie. Seën die wat julle vervloek. Met ander woorde, ryk uit met die evangelie van bekering. Want kom ons lees gou die volgende skrif. En altyd as jy dink aan seën, memorize hierdie skrif. Maak 'n nota, soos hulle sê, make a mental note. Handelinge 3. Enige iemand wat ooit wil redeneer oor seën. Want ons sien seën mos nou net as materiële dinge. Hoe sien God seën en hoe sien ons seën? Goed. Kom ons kyk gou wat sê die skrif hierso.
Daar sê. Kom ons lees gou. Ek gaan kyk van waar af ek kan lees. Kom ons lees Handelinge 3 vanaf vers 24. Kom ons lees gou daarso. Handelinge 3 vers 24 en ek gaan lees tot en met vers 26. En ook al die profete van Samuel af en die wat gevolg het, almal wat gespreek het, het ook hierdie dae aangekondig. Okay? Dit is na die uitstorting van die Heilige Gees ensovoorts, en Petrus het al gepreek en die klas van ding, so nou praat hy van hoe die vervulling van alles is. En julle is kinders, so het hy nou met die Jode eerste gepraat, want God moes beloftes aan die Jode eerste volbring het, voordat hy die res van die wêreld kon gestand doen. En julle is kinders van die profete en van die verbond, wat God met ons vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word, in jou saad. Nou verduidelik hy, wie is hierdie saad? Jy kan deur Galasiërs 3 ook gaan lees, wat baie meer breedvoerig is, oor die saad. Okay, maar jy moet aanvaar uit dit uit, en in Galasiërs 3, die saad is die Here Jesus Christus. God het nadat hy sy kind Jesus opgewek het, om eers vir julle gestuur, om julle te seën, deur elkeen van sy boodhede te bekeer. Nou, hoe het Jesus hulle geseën? Hy het hulle die evangelie verkondig. So, jou vyand gaan verkondig die evangelie om, dan seën jy hom. Maak dit sin? Skriftuurlik, maak dit sin? So, Jesus was die heeltyd op die aarde, en daar was waarskuwings, en as jy kyk na Jesus se bediening, het hy meer gewaarsku oor die hel, as jy nie doen nie, as wat hy bemoedig en te sê, man, julle is oulik en wonderlik en pragtig. So hy het hulle geseën, deur vir 3,5 jaar, die evangelie aan hulle te verkondig. So hoe seën jy jou vyand? Want jy wil nie vir jou vyand die evangelie verkondig nie, want soos ons by Gesiggie gehoor het, ons dink partykeer mense is te sleg, dood eenvoudig is net jaloers. As hy tot bekering kom, mag hy dalk my geestelik vooruit gaan. Nee, ons moet nie. Ons hart moet so vir ons vyand wees, dat as die evangelie aan hom of haar moet wil verkondig uit die liefde van God, dan word jy volmaak soos die Vader, want dan laat jy sy goedheid, sy woord reën oor almal. En as hy persoon jou verwerp, wat sê die woord? Moenie aanhou nie. Moenie hom nie gaan kennis leer van die woord nie. Hy weet wat hy moet weet. Hy weet hy moet hom bekeer. Hy jongman het geweet wat hy moet doen. Jesus het hom gelos dat hy sy saak gaan sort. Dis wat jy ook moet doen. En as daar weer 'n geleentheid opduik en hy persoon nader jou weer, dan vertel jy vir hom dieselfde. Ons bly dieselfde boodskap van bekering verkondig aan elkeen wat nog nie hulle saak reg gemaak het nie. Ons verander dit glad nie. Wat mense redeneer, en dan sê ons vir hulle, ons kan nou hierdie jou antwoord, maar jy gaan dit nie verstaan nie, want jy het nie die gees van die Here nie. Jy moet jou bekeer om die gees te kry, as die gesprek ook op einde. Ons moet begin vasstaan in die waarheid waarin ons glo. Nie net om kennis oor te dra nie, maar jy is nie bekeerd nie, jy het afgedwaal van die waarheid, so jy moet terugkom. Ek kan nie dinge met jou deel, as daar skeiding is tussen jou en God nie. Die sondaar het nie die gees nie, die afvallige persoon, daar's 'n skeiding, sy ongeregtigheid, sy leuen evangelie. En dis wat die Here vir die gemeentes, 5 gemeentes in Asië gesê het. Julle moet julle bekeer. So God het vir hulle 'n waarskuwing gerig, en dit by hulle gelos om hulle te bekeer of nie. God het nie vir hulle briewe bly stuur nie. Hulle moes gereageer het op daai vermaaning. En dit is waar ons osself klaar maak. Ons bly teruggaan, so ons kry dan seer. Dit is wanneer die woord sê, jy begin jou parels voor die varke te gooi. Okay. Want hulle vertrap dit wat jy sê, en hulle skeer jou innerlik uit mekaar uit. En dis baie keer hy pyn en lyding wat jy ervaar. Loof die naam van die Here, nie verdere kennis nie, dit is presies dit so. Standing verduidelik, baie dankie julle. Nou ja, ek is klaar vanoggend, enige iemand wat nog insette wil lewer, jy is welkom. Kontak ons na die tyd, môreoggend, 5:30, het ons weer 'n dak radio station, waar Karen gaan Bybel lees. Ek wil net gou hierdie saakie ook hierso gou uitsorteer. So sy gaan môreoggend begin
met Bybellees, ook op dieselfde konsep as die radiostasie wat ons nou mee besig is. Ons gaan ook vir julle liedjies speel ensovoorts, en dan is dit nou môreoggend 5:30, donderdagoggend 5:30, vrydagoggend 5:30. As jy kan skakel in asseblief, of ons weet daai tyd is maar harwar in die oggende met die kindertjies en so, maar ons baie mense het ook by die huis is wat lekker kan luister, so as jy na die tyd of jy aand wil luister, is jy ook meer as welkom. Nou ja, ek is klaar, baie dankie, mag julle 'n geseënde dag verder hê in die Here. Onthou net volgende Sondag, as die wil van die Here daarby is, het ons wel nagmaal. Nou ek gaan afsluit met ons lied wat ons in die begin gespeel het, waar ons tema gaan om vir almal te bid. Lief vir julle, lekker dagie verder. Bye bye. Bid vir alle mense met God se liefde in ons. Sy liefde red en verlos. Bid vir almal bo ons om hul te bekeer, vir 'n rustige lewe in alle godsvrug. Dit is aangenaam voor God, ons verlosser. Wat wil hy dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God, een middelaar tussen God en die mense, die Seun Jesus Christus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Bid vir alle mense reg oor die wêreld, vir die redding van die siel. Daar is een God, een middelaar tussen God en die mense, die Seun Jesus Christus.